Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkingtyd. Dit is lekker, is 'n voorreg om saam met jou te wees. Nou ons het begin met ons Kersverhaal, die geboorte van Jesus. Wat 'n wonderlike storie. Ons het gekyk na al die karakters wat betrokke is in die storie en hulle verskillende rolle en funksies wat hulle vervul rondom die geboorte van Jesus. En terwyl ek daarmee werk, lees ek die verhaal klaar, as ek dit so kan sê, en dan kom jy aan die einde van die verhaal en dit gee hierdie woorde, Lukas 2:40, en die einde van die Kersverhaal sê hy, daar het die kindjie sterk en gesond groot geword. Hy was vervul met wysheid en God se guns was op hom. En ek besef, dit gaan nie net oor die geboorte van Jesus nie, dit gaan oor die groei van Jesus. Die groot word van Jesus. Dit gaan oor al hierdie mense, hulle sê dat it takes a tribe or a clan to raise a kid, né? Dit gaan oor almal om hom, het 'n rol gespeel sodat hy groot word, wys word en sterk word en die guns van die Here op hom lê. En die Here vat dit vir my, in my hart, in my gedagtes, geestelik, en sê Andries, wedergeboorte is baie belangrik, maar is net die wegspringplek. Hoeveel mense kom tot bekering en dan groei Jesus nooit in hulle nie. Jesus word nooit sterk in hulle nie. Hulle groei nooit in wysheid nie. Hulle steek hulle hand op in die kerk en sê ek's 'n Christen. Maar Jesus vind nooit gestalte in hulle nie. Jesus word nooit groot, sterk, wys, kragtig en hulle begin nooit hulle bediening ontdek. So Jesus groei nie. Vir my die verhaal, Kersverhaal, is 'n verhaal van ja, Jesus moet gebore word, maar Jesus moet ook groei. En die hele gedagte rondom die Kersfees, hierdie Kersfees by my is, wat 'n rol speel ek? Dat Jesus in my gebore word, maar dan ook weet ek nodig in my lewe dat Jesus groei in my. Hy moet nie net in my gebore word nie, hy moet ook groei in my. En hoe kan ek help ander mense dat Jesus gebore word in hulle en dat Jesus groei in hulle? So mense, hierdie is vir my amper soos die volledige evangelie, die volle evangelie hiervan. Jesus word gebore, maar Jesus moet ook groei. Wie's die rol in mense wat betrokke is by die geboorte en die groei? Waar's jy? Is Jesus al in jou gebore? Is jy al soos Maria, het jy ja gesê? Ons gaan daarna kyk, jy moet ja sê. Het jy al teen die vyand Herodes beklei? Het Jesus gegroei in jou met die vriende, die beskerming, die Josefs, die Annas, die Simeons in jou wat profeteer en jou help en jou bemoedig, die sterrekykers wat vertel, het Jesus gegroei in jou? Het jy ja gesê, groei? Doen jy dit nou vir ander mense? Het jy iemand wat jy kan sê, ek het hierdie persoon gehelp om ja te sê vir Jesus en nou help ek hierdie persoon om te groei? Mens, bottom line, ons kan die Kersverhaal oor en oor beleef in ons lewens, oor en oor. Sien net elke jaar 25 Desember die Kersfees nie. Dit kan elke jaar, heel jaar, die Kersverhaal wees in jou lewe. Sien Jesus word gebore. Help Jesus groei in mense se lewens en so word die wêreld 'n beter plek, want hy is die verlosser, hy is die redder, hy maak almal nuut, hy keer lewens om, hy vergewe, hy is die lewe, die lig, die brood, hy's alles wat ons nodig het en ons kan sien, ons kan deelneem in die storie van Jesus word gebore en Jesus groei binne in mense se lewens. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, help ons om raak te sien. Waar speel ons 'n rol in hierdie Jesus verhaal oor en oor? Kersfees gebeur oor en oor in mense se harte en lewens. Jesus moet gebore word en Jesus moet groei. Eerstens moet Jesus groei in my. Jesus moet groei in elkeen van ons. Sien net, redding is belangrik nie. Redding is die wegspringplek. Dis nie die wenpaal nie, is net die wegspring. Help ons om te sien die belangrikheid van 'n Jesus wat moet groei in elkeen van ons se lewe. En help ons dat ons daai persone, daai Josefs, daai sterrekykers, daai wyse manne, help ons om almal te wees wat ons moet wees, dat Jesus groei. Is ons gebed vandag in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, sien jou môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.